Vandag is hemelvaart. Hierdie beeld op die skerm is 'n 15de eeuse Russiese ikoon. Dit kom uit die Novgorod of die Moskou tradisie. Jy sal dit in die Russiese ortodokse kerk sien en sal ons primêr sien dat dit fokus daar op 'n verhewe Jesus met aanbidding onder wat plaasvind en lofsange wat opgaan na Jesus wat sit en regeer, wat voorsien en sal ons ook sien dat selfs die engele in die hemel op hierdie oomblik aan hom hulde bring. Augustinus het gesê, Jesus, he did not leave heaven when he came down to us, nor did he withdraw from us when he went up again into heaven. Dis in sy sermon 263, wat van hom opgeteken is, toe hy oor die hemelvaart gepraat het. Augustinus het so vlak 100 jaar na Christus in daai tyd, het hy gewerk, hy staan bekend as een van die vroeë kerkvaders. Dit was sy gedagte oor Jesus se hemelvaart. Kyk mooi wat sê hy, Jesus het nooit die hemel verlaat, toe hy afgekom het na ons toe nie, en het hy ook nooit onttrek van ons af, toe hy teruggegaan het, hemel toe nie. Moeilike konsep om te verstaan. Jesus is dan nou nie meer hier nie, ons is anders nou even alleen, maar hy het ook uit die hemel uitgekom af aarde toe, so hy moes dit dan gelos het, maar dis Jesus. By hom is dit moontlik. As mens het hy die hemel kom verteenwoordig, het hy die hemel kom verpersoonlik, het hy God se wil en God se raad kom sigbaar maak, hier op aarde. Maar vandag word ons weer 'n keer uitgedaag met hemelvaart en ek het regtig moeite gaan doen. Ek is nou 18 jaar hier, so hierdie is my 9de hemelvaartpreek in Kakamas gemeente, omdat ek en P dit altyd so, nie is my 10de een, want ek het laas jaar sin ook gedoen. En ek het bietjie die temas van hemelvaart gaan kyk waaroor daar gepreek word. Dis of 'n sending boodskap, of het is 'n katekismus boodskap wat nou vir ons verduidelik en verstaanbaar maak van Jesus en die hemelvaart. Maar ek wil jou uitdaag vanaand om vir 'n paar oomblikke te dink by jouself, wat beteken hemelvaart vir jou? Wat beteken hemelvaart in jou geloofslewe? Ek gaan 'n paar oomblikke gee dat jy daaroor dink. Maar ek gaan julle nou nog ongemakliker maak ook. Ek gee julle so 2 minute om te dink. Julle gaan nie met my praat nie, moenie worry nie. Gesels gou met die mense rondom jou, daar naby jou. Skuif bietjie, maak jouself ongemaklik, skuif oor die spasie heen en praat net vir 2-3 sekondes oor wat beteken hemelvaart vir jou. As jy nie naby iemand is nie, staan op, vat jou draagbaar en loop. Die Afrikaanse vertaling
Nee, julle gaan nou te lank aan, en onthou, ek mag nie oor 'n uur gaan nie. Julle kan net by die sop verder gesels. Onthou, ek het nou al klaar 10 minute afgegee vir die sang. Die Afrikaanse vertaling van Augustinus, of die Afrikaanse verklaring van Augustinus se aanhaling oor die hemelvaart is soos volg. Die hemelvaart beteken dat Christus nie meer net langs ons is nie, maar oral teenwoordig is vir ons. Prof. Henny Stander het navorsing gedoen oor antieke teoloë en hulle siening oor hemelvaart, en is interessant om bietjie net so 2-3 aanhalings te hoor van wat die ou kerkvaders gesê het oor hemelvaart. Hulle het byvoorbeeld gesê dat toe Jesus gebore is, het hy die godheid na aarde toe gebring, maar toe hy opgevaar het hemel toe, het hy die mensheid na God toe geneem. Vir Chrysostomos, die 4de eeuse gelowige, was die hemelvaart die versoening tussen God en mens. Athanasius het in die 4de eeu gesê dat Christus se hemelvaart die hemel vir ons as mense toeganklik gemaak het. Baie van die antieke teoloë het ook die hemelvaart met die wederkoms verbind. Handelinge 1 vers 11 sê dat 2 mans in wit klere na Jesus se hemelvaart vir sy disippels gesê het, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom in die hemel sien opvaar het. Augustinus het hieroor gesê, dis dat net soos Christus as God en mens opgevaar het, sal hy ook as God en mens op 'n wolk terugkeer met sy wederkoms. Diadogus het weer gesê dat Jesus op 'n wolk sal terugkeer met sy wederkoms, omdat hy op 'n wolk opgevaar het. Maar wat het met die hemelvaart gebeur? Het Jesus met die hemelvaart nou gesê, Here, kom red my nou asseblief van hierdie aarde af, ek sien nie nou meer kans vir hulle nie. Het Jesus met hemelvaart nou op pensioen gegaan? Het hy nou loop aftree in die hemel? Of het hy dalk net bietjie verlof gevat van die chaos hier op aarde? Wat het met Jesus se hemelvaart gebeur? Stefan Joubert antwoord die vraag op 'n baie mooi manier, as hy sê, Jesus het nie ontsnap nie, hy het nie genoeg gehad nie, hy het net klaar gewerk op aarde. Sy roeping as mens op aarde het hy kom voltooi, en waar dit gebeur, toe hy aan Golgotha se kruis gehang het en gesê het, Tetelestai, dit is volbring. Toe het hy sy aardse missie afgehandel. Maar baie mense leef mos vandag met die gedagte, weet, as my werkie afgehandel is, dan is ek mos nou klaar gewerk. Toe Jesus se werk op aarde afgehandel is hy hemel toe, om wat te gaan doen? Aan te meld vir verdere diens, want dit wat hier op aarde gebeur het hy nou in die hemel gaan verteenwoordig. Ons openbaring van Christus in die hemel moet ons sien as sy hemelse hoëpriester. Hy's aktief in die hemel besig om daar vir ons te wees. Ek wil myself nou 'n bietjie voorspring, maar ek sal net weer daar kom. Toe Jesus hemel toe gegaan het hy gegaan as hoëpriester om vir ons te gaan pleit, die middelman te wees tussen ons en God, om vir ons die vrymoedigheid te gee om die genadetroon van God te betree. Wat belangrik is om te onthou, toe Jesus op aarde sterf, toe gebeur daar iets, die voorhangsel skeur. Die voorhangsel was voor die heiligdom, waar God simbolies teenwoordig was en teenwoordig was. So toe hierdie voorhangsel skeur, toe sê dit, daar is nie nou meer skeiding tussen God en die mensie. Ons het nie nou meer 'n aardse priester nodig om vir ons offers te vat in die heiligdom in nie. Die hoëpriester, die aardse hoëpriester het sy kleed geskeur. Nou is ek weer terug by ons donderdag aand van Paasfees. As julle nie kan onthou nie, gaan luister weer die preek, hy is op YouTube. Toe hy sy klere skeur, toe sê hy eintlik daarmee die Ou Testamentiese tradisie, Joodse tempelkultus is nou klaar, want hy kleed mag nie geskeur word nie.
aan die kruis, het hulle erken, Jesus se kleed mag nie geskeur word nie, hy moet heel en behoue bly, want daar die heidene erken, hy is eintlik die hoëpriester wat hierdie mense nie raak sien nie. Maar nou is Jesus nie vasgevang soos 'n Joodse rabbi of priester in hierdie voorspelling van die hemel nie. Want onthou, die tempel was veronderstel om 'n voorskou te wees, 'n vooruitskouing na die hemel toe. So die feit dat daar 'n priester was wat gein en uit het gesê dat die mens het eintlik 'n beperkte toegang tot God. En toe hy voorhangsel skeur, toe is die beperkte toegang weg. En daar is nou vrye toegang tot die genadetroon van God. Deur wie? Deur Christus Jesus se sterfte. En wat doen hy daar? Christus Jesus het nie in die aardse heiligdom ingegaan vir God se kinders nie. Met sy hemelvaart het hy opgedaag in God se heiligdom, met deurboorde hande en my en jou naam gegraveer op sy handpalm. En as hy vir ons intree by God, dan wys hy sy hande en sê, hier is hulle name in my handpalm geskryf. Dis u kinders hierdie. Want Here, dis hoekom u my gestuur het, en dis wat ek kom doen het. Ek het vrede gebring tussen u en elke naam wat in my handpalm geskryf is. Want Here, ek is hier om die middelman te wees tussen u en hulle. Want Here, was dit nie vir hierdie spykers nie, het hulle nie die vrymoedigheid om u as Vader aan te spreek nie. Het hulle nie die vrymoedigheid om die genadetroon aan te spreek nie. Want Jesus het deur die hemele gegaan. En weet julle wat? Hy staan nie nou net voor God nie. Hy sit langs hom op die troon. Op die regterhand. Weet julle wat is die rol en die funksie van die een wat in die regterhand sit? Hy's mede-regeerder. En daar op die regterhand van die troon van God sit Jesus en regeer hy oor sy kerk hier op aarde, want Efesiërs het gesê, God se doel was om alles onder een hoof te verenig, naamlik Christus Jesus en hom as die gekruisigde. So ons sit met Jesus op die regterhand van die troon van God, wat daar optree is my voorspraak, wat daar optree is my hoëpriester, wat daar namens my in die teenwoordigheid van God is. Jesus is ons hemelse hoëpriester, en die feit dat hy daar is getuig van oorheersing van sonde, anders as aardse priesters wat herhaaldelik offers moes bring, het Jesus homself een keer as die volmaakte offer vir die sonde van die mens gebring, met volmaakte begrip, want sien omdat Jesus as mens versoek is, maar sonder sonde gebly het, verstaan hy ons swakheid en kan hy met medelee intree by God almagtig vir my en vir jou. Hy is nie daar omdat daar nou nie vir hom niks meer is om te doen nie. Al is daar mense wat dit glo, dat Jesus is nou uitgedien, sy tyd is nou verby. Hy's daar met 'n goddelike roeping. Hy was hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek, wat dui op 'n koninklike en 'n ewige priesterskap, wat nie gebaseer is op Joodse afkoms of herkoms nie. Abraham, kan jy gaan lees in Genesis, het aan die priester, aan die koning Melchisedek, het hy tiendes gaan betaal. Uit Abraham uit het die hele Joodse volk afgestam, onder andere die nasaad wil ek amper sê Levi, en uit Levi is die priesterorde vir die Joodse tempeldiens gevestig. Maar die feit dat Abraham op sy knieë loop staan het voor Melchisedek, sê Melchisedek, ek beskou jou as my meerdere. En die psalmdigter skryf oor Jesus, dat hy is die hoëpriester uit die priesterorde van Melchisedek. So wat sê dit vir ons? Christus as hoëpriester is verhewe bo enige aardse priester, enige offerkultus, enige instelling.
want hy's priester uit 'n ander orde, die orde aan wie Abraham tiendes betaal het, en juist daarom het hy die vrye toegang om voor God as my en jou middelaar op te tree, want sien sy hoëpriesterskap verseker dat gelowiges met vrymoedigheid na die troon van genade kan gaan om hulp te ontvang. Hoekom? Want Jesus is daar. Openbaring teken eintlik 'n baie mooi verhaal van wat in die hemel gebeur. Ons kyk in Openbaring 4 die beeld van God wat op sy troon sit, die spieelgladde see, die 24 ouderlinge, 12, 12, 12 Ou Testament, 12 Nuwe Testament, wat op hulle knieë voor God buig, wat hulle krone so vorentoe stoot, en dan sê hulle, dan sal 'n oomblik in die hemel. En wat gebeur in daai oomblik? Dis die wederkoms toe die Here Jesus Christus terug verskyn in die heiligdom. En daar ewe skielik 'n ontzag is vir die lam wat waardig is om die boeke oop te maak. Die Here Jesus wat opgevaar het hemel toe, is nie die liewe Jesus wat in die kinderbybel geteken word nie. Dis die magtige, heersende koning, priester, profeet van alle tye. En wat doen hy daar? Hy pleit vir my en vir jou. Jesus is nie net die hoëpriester nie, hy is die volmaakte, ewige en finale hoëpriester. Die Bybel sê dit so mooi, hy is die finale openbaring van God. Daar is nie 'n ander openbaring naas Jesus nie. En as iemand na jou toe kom met 'n ander openbaring wat nie Jesus is nie, dan maak jy vir hom stil, want hy praat nie onder die leiding van God se geesie. Daar is net een openbaring en dis Christus Jesus. En wat vir hom so interessant maak, hy's tergelyk offer en offerhande, priester en koning. Die Joodse priester moes met offers gaan na die altaar toe. Ons hoëpriester was die offer, die volmaakte offer, gebring deur God se besluit, want net God kon sterf vir sy kinders. Want hoekom moes dit God wees? Sodat hy die doodheid kan opstaan en die heel pad die oorwinnaars weg kan stap, totdat hy opgevaar het hemel toe. En soos wat hy opvaar en die mense in verwondering staan, kondig hy oorwinning op oorwinning op oorwinning aan. En omvou daai oorwinning van God, die ganse skepping, soos Efesiërs dit sê. Jesus is definitief nie op pensioen of op lang verlof of sit nou daar en wag vir sy tyd om ons te kom haal nie. Sy werk is klaar wat die sonde betref, maar hy leef steeds aktief om vir ons in te tree by die Vader. Hy is ons rede, hy is ons vrymoedigheid om voor God te kan gaan staan. In Hebreërs lees ons die volgende woorde, Hebreërs 8 vers 1 tot 2 sê, die hoofsaak van wat ons sê is dan, ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit, die hemelinge, in die hemelinge, 'n bedienaar van die heiligdom en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het, en nie 'n mens nie. Hy's verhewe bo die tabernakel wat in die woestyn was, hy's verhewe bo die tempel wat in Moria was, op Moria was, berg Moria, nie Moria nie, Moria is die ander kant. Hy is verhewe bo dit, want hy's van 'n ander orde, God se orde. En hy dien in die heiligdom wat God met sy eie vingers aan mekaar geweef het. Hoekom? Vir my en vir jou. Dis vir my en vir jou wat hy daar is. Hebreërs 9 vers 24, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat met hande gemaak is nie, maar in die hemel self, om nou vir ons voor die aangesig van God te verskyn. Daar was een mens wat het reg kon kry om God te sien. Dat was Moses.
Maar God het vir Moses in 'n berg ingedruk. En hy het in 'n bergskeer en hy het sy hand so oor Moses se gesig gesit en hy gesê, Moses, ek sal jou van my toorn beskerm. Want as jy my gaan kyk, gaan jy doodgaan, want jy is vol sonde. En toe God by hom verbygestap het, en hy sy hand laat sak, toe sien Moses God van agteraf. Die Bybel sê so. Want God moes Moses van sy toorn beskerm. God beskerm sy mense van sy toorn. Ons hoëpriester, wat God is, wat mens geword het vir my en vir jou van God se toorn kom beskerm, toe hy God se toorn op homself geneem het, want was dit nie vir daai goddelike handeling nie, was ons dood. En steeds, elke dag, pleit hy met deurboorde hande, vir my en vir jou. Romeine 8 vers 33 tot 34 sê, wie kan dan nou die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy sê die dood het opgewek, en waar is hy nou? Hy is aan die regterhand van God, en wat doen hy daar? Hy pleit. Hy pleit deur my en jou saak voortdurend voor die lewende God te kom lê, want dit is nou sy missie. Dit is nou sy doel, dit is nou sy roeping. Elke dag. Aanhoudend. Saam met die lofsange van die ouderlinge en die engele in die hemel, echo Christus se stem, as hy my en jou saak voor sy Here bepleit. Hoekom? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek nooi jou om nou te staan en saam met my die geloofsbelijdenis te sê. Ons kan dit hardop doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Here God, in hierdie dag is dit ons belydenis, is dit ons gebed, is dit waarin ons wil voortleef, is dit ons hart, is dit ons gerigtheid, is dit ons geloof. Help ons, Here, om hierdeur te leef en dit sigbaar te gaan maak in hierdie wêreld waarin U ons geroep het. Hier waar U ons geplaas het met 'n rol, met 'n roeping, met 'n droom, met 'n verwagting. Here, en dankie dat wanneer ons val in U droom en die plan en die verwagting vir ons, dat U met deurboorde hande pleit voor God die Vader vir ons. Heilige Gees, gee vir ons die krag, gee vir ons die geloofsoortuiging, gee vir ons die moed om 'n verskil in hierdie wêreld te kan maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.